Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om hier saam met u te kan wees en na ons verlof ook rustig weer terug te kan wees. Is lekker om ook vanoggend in die huis te wees om saam met die woord van die Here te oordink. Voordat ek begin wil ek net aan die gemeente ook die groete oordra van my familie en almal van waar ek kom. Hulle dra ook die seën van die Here aan u oor. Geliefdes, kom ons sit net so. Dan sing ons saam Gesang 29. Gesang 29, die eerste, tweede en derde vers, gaan ons as voorsang saam sing in hierdie oggend, terwyl ons net so sit. Gesang 29, vers 1, 2 en 3. So ons gaan 'n geleentheid gee vir stilgebed en na die stilgebed gaan ons staande saam sing die Onse Vader as voorbereidingslied in hierdie oggend. Na die Onse Vader kan die staande bly vir die fotum en die seën waarna ons as loflied gaan saam sing Gesang 38. Gesang 38 daarvan vers 1, 3 en 5 as loflied waarna u plekke kan inneem. Gesang 38 vers 1, 3 en 5 as loflied na die seën. Geliefdes, maar kom ons sit dan nou net so, sluit ons oë en ons word stil voor die Here. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan na die wet van die Here luister, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. En is nodig dat ons na die wet van die Here luister, nie net om te hoor hoe sondig ons as mens is nie, maar in besonder om ons lewens te rig volgens dit. Nie om iets daaruit te verdien nie, maar omdat ons dankbaar is vir die genade wat God ook aan ons gegee het, deur sy seun te stuur om aan die kruis te sterf. En daarom luister ons na die wet van die Here. En daarna sing ons saam Gesang 75. Gesang 75 vers 1 en 2. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Gesang 75 vers 1 en 2 na die wet. En dan kan u ook die Psalm en Gesangeboeke oopmaak by Gesang 87. Gesang 87, daarvan gaan ons die 2 verse sing na die belydenis van ons geloof. Gesang 87 na die belydenis van ons geloof en Gesang 75 vers 1 en 2 na die wet. Kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is,
of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Spreuke 18 tot vers 13. Hy wat sy oortreding bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, as ons lewens meet aan die wet, dan kom ons agter ons skiet ver te kort. Maar deur die genade het Christus ons vrygekoop met sy bloed, en die Heilige Gees het ons nuut gemaak, sodat ons ook vandag saam kan staan en sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde.
En in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Efesiërs 4. Efesiërs 4 en ons gaan lees vanaf vers 17. Efesiërs 4 vanaf vers 17, die opskrif: die Christelike heiligmaking teenoor die bedorwe sedes van die heidene. Efesiërs 4, ons lees saam vanaf vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is, vanweer die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Dat julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.
en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here en ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, hoe heerlik is dit om in hierdie oggend voor U stil te mag word. Here, U naam te mag vereerlik deur ons stemme en ons lied die hemel in te laat gaan. Om te hoor, Here, ons is sondige mense en tog het U ons in liefde aangesien. U het U genade gegee deur die Seun wat sy lewe gegee het. Daarom loof ons en ons prys U. Here, dankie dat U liefde oneindig is. Maar Here, gee ook dat ons in die nuwe mens sal leef. Dat ons die ou mens sal aflê, Here, en dat ons nie net omdat 'n jaar verander het, nie net omdat dit nou 2026 is, anders gaan leef nie, maar dat ons anders sal leef omdat U ons nuut maak. Here, gee daarom dat ons die liefde sal nastreef tot U en ons medemens. Here, breek nou vir ons die woord oop. Spreek U self met ons elkeen, spreek want die diensknegt en die diensmagd wil hoor. En werk met die Gees in ons harte, maak dit rustig en graveer dit op die mure van ons harte, dat ons dit nie net hoor nie, maar dat ons dit sal leef. Daarom bid ons dit in afhanklikheid van U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. In Desember maand het ons 'n groot voorreg om terug te kyk na 'n jaar wat verby is. En ons sien al die dinge wat gebeur het en gewoonlik kom ons dan tot by 'n punt om te dink, maar wat wil ek anders doen in die nuwe jaar? Gewoonlik het ons 'n klomp nuwejaarsvoorneme van dinge wat anders moet gebeur sodat ek 'n beter ek kan wees. In 2026 wil ek gesonder begin leef. Gesonder begin eet sodat ek al daardie onnodige vetjies kan afskud. In 2026 wil ek harder oefen, meer tyd insit, meer moeite doen met my sport sodat ek dalk A-span kan speel by die skool. In 2026 wil ek minder kwaad word. Ek wil die liefde van God meer uitleef. Ek wil nie so vloek en so skree op die mense saam mee ek werk nie. Ek wil my medemens lief hê. In 2026 wil ek meer moeite doen met my Bybelstudie. Ek wil meer tyd spandeer in die blaaie van die Bybel. Ek wil my verhouding met God bou. Ek wil kerk toe kom. Ek wil betrokke wees by die aksies wat die gemeente het. Ja, van 1 Januarie af het ek soveel voorneme van dinge wat ek anders wil doen. Want die nuwe jaar bring mos 'n nuwe ek. Maar geliefdes, my vraag vanoggend is, wat het verander? Wat het verander van 31 Desember 2025 tot en met 1 Januarie 2026? Net die datum. Niks anders nie. Die datum is al wat verander het. Dink net 'n oomblik daaraan, daar het niks regtig verander nie, want die verandering wat nodig is vir ons om 'n beter mens te wees, is veel dieper, is 'n veel groter verandering.
Dis 'n verandering wat hier in die kern van die mens moet plaasvind. Ek moet 'n nuwe hart kry. My ou dooie hart moet eers afgesterf word, hy moet weggeneem word en ek moet begin anders leef omdat ek 'n nuwe mens is. En geliefdes, daai verandering begin nie by 1 Januarie 2026 nie. Daai verandering begin aan die kruis op Golgotha. Want aan die kruis het Christus met sy bloed ons vrygekoop. Hy het ons sy eiendom gemaak en omdat ons sy eiendom is, wil hy ons nuut maak, hy wil ons verander. Daarom stuur hy die Heilige Gees wat in ons harte kom werk. 'n Heilige Gees wat ons nuut maak. En as die Heilige Gees my nuut gemaak het, dan eers kan ek die ou mens afsterf. Dan kan ek kom in 2025 los en ek kan die nuwe mens opneem en ek kan gaan leef soos die nuwe mens. Daarom kan ons in plaas van te sê nuwe jaar, nuwe ek, eerder sê deur die kruis 'n nuwe ek en daarom 'n beter ek. Die verandering lê nie in die wisseling van 'n jaar nie. Dis veel dieper as dit. En tog, geliefdes, omdat ek nuut is, omdat ek die ou mens afval het, moet ek anders begin lewe. Ek kan nie meer soos daardie ou mens leef nie. Nee, ek moet myself nou begin verbeter. Ek moet al hoe meer begin leef soos wat God van my vra. Ek kan nie maar die ou selfde pad gaan stap as die ou mens nie. Want, leer Jesus self ons in Matteus 12, die boom word aan sy vrug geken. Die ou mens is geken aan die werke van die vlees. Die ou mens is geken aan die wêreldse dinge. Hierdie nuwe mens moet geken word aan die vrug van die Gees wat ek dra. Ek moet 'n nuwe mens wees en die wêreld moet dit kan sien deur wat ek doen en hoe ek redeneer en hoe ek praat met ons medemense. In vers 34 van Matteus 12 sê Jesus, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die ou mens, die slegte mens, bring uit die slegte skatkamers van sy hart slegte dinge tevoorskyn. Die nuwe mens bring uit die goeie skatkamers goeie dinge tevoorskyn. As nuwe mens moet ek anders begin leef. Maar het is interessant dat die klem gelê word op die woord. Jesus sê, deur die woorde van jou mond sal jy veroordeel word. En Paulus lê hier in Efesiërs 4 soveel klem op die woorde wat ons spreek. Hy begin in vers 25 en hy sê, lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Lê die leuen af. Geliefdes, het u al gedink watter chaos dit veroorsaak as een van jou lidmate, een van jou lede van jou liggaam vir die res van jou liggaam moet lieg? Dink net wat sal gebeur as ek in die pad loop en daar's 'n klip voor my en my oog sê vir my brein, daar's nie 'n klip nie, ek kan maar die tree vat. En my brein sê vir my voet, trap. En die oomblik as ek trap, dan val ek, want ek het my voet gestamp en ek maak seer, ek breek my arm, ek kry allerlei beserings en uiteindelik kan dit veroorsaak dat ek dalk doodgaan. Dit alles oor die oog wat lieg. Nou dieselfde is in die liggaam van Christus. Ons is mekaar se lede in die liggaam van Christus. Hoe sal dit wees as ons vir mekaar lieg? Dink net, wat sal gebeur as ek hier voor staan elke Sondag en ek preek vir u dat die hel nie bestaan nie, dat u die sonde kan doen wat u mee besig is, dat u kan aangaan soos wat u wil, want uiteindelik kom ons almal maar in die hemel. Uiteindelik sal dit veroorsaak dat hierdie kerk, die liggaam van Christus, in duie stort en in die verderf van die hel beland. Dit alles oor 'n leuen wat vertel word. En daarom vermaan Paulus ons, lê die leuen af, spreek die waarheid. Hoor u die vermaaning, stop daardie liegstories wat u vertel.
Soek die waarheid, want Christus is die waarheid. Maar Paulus stop nie daar nie, hy gaan aan. Hy gaan aan oor die woorde wat ons spreek in vers 29 lees ons, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. 'n Vuil woord. Wat is 'n vuil woord? Ons het mos so lys van taboe woorde, die sogenaamde vloekwoorde wat ons nie mag gebruik nie. Maar geliefdes, het u al gedink dat daardie woorde iewers in die verlede 'n heel ander betekenis gehad het? Dit is deur die tyd, deur die mens baie negatief gemaak. Dink maar net aan 'n eenvoudige woord soos liberaal. Liberaal in Latyn, sy herkoms is om vry te wees. Ons as Christene is vrygemaak deur die bloed van Christus. Ons moet liberaal wees. En tog, as ek vandag vir iemand sê hy's 'n liberaal, is dit amper asof ek kom vloek. Want om liberaal te wees in ons volksmond beteken, ek het die beginsels en die waardes van my volk neergelê, ek het die basiese beginsels van die samelewing neergelê, ek leef nou vry daarvan, ek is nie meer gebonde aan dit nie, ek is vry, dis 'n negatiewe ding wat daaraan gebind is. So het ons al daardie vloekwoorde negatief gemaak. En tog is hierdie wat hiervan gepraat word nie daardie lysie van peper in die mond woorde nie. Dit is eerder om te sê ek mag nie woorde gebruik wat vuil is en my medemens seermaak en sleg sê en afbreek nie. Nee, die woorde wat ek gebruik moet opbouend wees. Dit moet stigtelik wees. Dat as die mense dit hoor, dat hulle die genade van God daarin kan beleef. Dan gaan Paulus verder, vers 31, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Liefdes, is alles goed wat afbreek, dis alles goed wat skade maak, wat seer maak. En daarom lees ons in Jakobus hoe hy die tong beskryf as hierdie ou klein ledemaat van die liggaam wat soveel skade kan maak. Hy sê in hoofstuk 3 vers 5 tot 6, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe groot hoop steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Daarom, geliefdes, moet die nuwe mens die tong beheers. Want dieselfde tong waarmee ons God loof en prys, brand ons die koninkryk af. Maar daar's meer as die woord. Want my dade spreek baie harder as wat woorde ooit kan. En daarom spreek Paulus ook ons dade aan. Hy sê in vers 26, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Toornig is 'n woord wat ons gebruik om God mee te beskryf. Nie die mens nie. Want toorn beteken om kwaad te word sonder om te sondig. Dink net aan die Ou Testament, as die mens verval voor die sonvloed, dan word God toornig en sy toorn ontvlam oor hulle en hy laat die reën val. As die volk voor die beloofde land staan en hulle is ongehoorsaam teenoor God, want hulle wil nie intrek nie uit die vrees uit, dan word God toornig en hy laat hulle nog 40 jaar in die woestyn trek. Deur die afvalligheid van Juda en Israel word God toornig en sy toorn ontvlam en hulle word in ballingskap weggevoer. Toorn beskryf God. Tog
sê Paulus, ons moet toornig word. Ons moet daardie selfde toorn uitleef sonder om te sondig. Nou geliefdes, dis een van die moeilikste dinge om te doen, want as 'n taxi hier bo die straat voor my inry, is my eerste reaksie om in tale te begin praat. Om te vloek, te skreeu, handtaal te gebruik om vir hom te verduidelik presies hoe ek voel, en eintlik is ek besig om te sondig. Heel eerder behoort ek die voorbeeld van Jesus uit te leef, waar hy in die tempel instap, en sy toorn ontvlam oor daardie handelaars, wat besig is om God te onteer. Hy gooi die tafels om, hy brei, hy maak vir hom 'n sweep van riempies, en hy jaag hulle uit die tempel uit, want die eer van God word aangetas. Nou geliefdes, dit klink of dit sondig is, dit klink gelaai met die verkeerde, en tog is dit. Christus kom, hy heilig die tempeldiens, hy heilig die offerdiens in die tempel, hy eer God in dit. Daarom moet ons ook toornig word en nie sondig nie. Verder sê Paulus in vers 28, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Die ooglopende hier is die verbod op diefstal. Jy mag nie steel nie, maar geliefdes, diefstal behels ook luiheid. Jy moet gaan werk vir dit wat jy wil hê. Dit is nog altyd die mens se opdrag, om te werk. Deur die sweet van jou aangesig sal jy jou brood geniet. Jy moet werk om te eet, jy mag nie steel nie. Maar dit gaan verder, sodat jy genoeg het om ook aan die een wat gebrek het te kan gee, geliefdes. Nou kan jy sê, maar dit is dubbelsinnig, want ek moet gaan werk, sodat ek vir ander kan gee. Hoekom gaan werk hulle dan nie net vir hulle eie brood nie? En geliefdes, hierin beleef ons die barmhartigheid van God. Want selfs die loon op die arbeid verdien u nie. Die beste voorbeeld daarvan is seker die boerdery. Want 'n boer kan alles moontlik, alles menslik moontlik doen in 'n oes. Ek kan die saad in die grond sit, kan die beste kunsmis gooi, ek kan die beste gifstowwe spuit, sodat die onkruid uitgeroei word. Ek kan alles doen in my vermoë, maar as God nie daardie saadjie laat ontkiem nie, sal hy nie groei nie. As God nie die reën stuur nie, sal daardie plante nie leef nie. As God nie die genade toon nie, sal ek nie hê wat my hande arbeid bring nie. Alles wat ek het, is genade. En omdat God vir my in oorvloed gee, vra hy ook dat ek daardie selfde barmhartigheid aan my medemens moet gaan toon. Ek moet ook aan die een wat gebrek het gaan gee. Geliefdes, die laaste ding waarby ons vanoggend stil staan is vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Bedroef is 'n sterk woord. Bedroef beteken om hartseer te maak, seer te maak, onreg aan te doen. Paulus sê, moet nie iets doen wat die Heilige Gees hartseer sal maak nie. Dit beteken, moenie teen die wil van God leef nie. Leef tot eer van hom, wees die nuwe mens, lê die ou mens af, want die Heilige Gees het jou verseël tot die dag van versoening. Ja, die ou mens soek die dinge van vlees. Die ou mens hou aan die dinge van hierdie wêreld vas. Die ou mens saai verwoesting en dit gee plek vir die duiwel om te lê en te wag om te verslind. Die nuwe mens, hy moet hom vol liefde en ontferming maak teenoor sy medemens. Hy moet sy naaste vergewe soos wat God ons deur Christus vergewe het en so in alle heiligheid en geregtigheid leef.
Die jaarwisseling het niks verander nie. Die Heilige Gees het wel. Mag ons daarom nie, omdat dit 2026 is nie, maar omdat ons nuwe mense is ook in hierdie jaar gaan leef, soos nuwe mense. En dit vra dat ons die liefde van God moet uitleef, teenoor mekaar. Maar bo alles dat ons hom sal lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. Mag die Heilige Gees ook in hierdie jaar so met ons werk en wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat ons nuwe mense kan wees. Nie uit die verdienste nie, maar alleen deur U genade. Dat U aan die kruis deur U bloed van die Seun ons vrygekoop het as U eiendom. En dat ons nou deur die Heilige Gees nuwe mense kan wees, wat beter wil leef as gister. Wat die ou mens wil aflê en soos die nuwe mens wil gaan leef. En Here, ons bid dat U ons sal lei daarin. Want as ons dit deur onsself probeer doen, sal ons misluk. Maar Here, wees U vir ons die rigtingwyser. Werk met ons, dat ons U in alles wat ons doen, sê en dink kan verheerlik. Here, gaan met ons gemeente, in hierdie nuwe jaar wat voorlê, gaan met ons in alles wat ons doen, ons aktiwiteite en Here, veral in die mense wat ouer word. Skenk vir hulle gesondheid, skenk vir hulle beterskap waar die gesondheid nie meer goed is nie. Maar Here, gee dat ons U wil sal nastreef as gemeente en gemeenskap. Ek bid ook vir ons kerkverband waar ons 'n groot jaar het wat voorlê, 'n synodejaar waar ons belangrike besluite moet neem, Here, dat U met ons sal wees en wysheid sal bied. Here, maar dat ons ook as kerk U sal soek as nuwe mense. Here, daarom kom ons en ons bid dit in afhanklikheid van U, ons God en ons Vader wat in alles voorsien wat ons nodig het. En ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus wat ons deur sy bloed vrygekoop het deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 71. Gesang 71 daarvan vers 1, 3 en 6. Gesang 71 vers 1, 3 en 6. Gaan ons staande sing waarna jy staande kan bly vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid van die opneem van die offergawes. Ek glo Tannie Ronel moet ons verlaat. Ek wil net sê baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Dis lekker om saam met Tannie te sing. Sterkte vir die diens ook by die hervormers, Tannie. Geliefdes, net die afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbidding dink ons aan ons gemeente, al ons lidmate. In besonder welkom ons hier almal terug na die feestyd. Dis lekker om terug te wees en nie almal weer te sien. Ek sê dis al eintlik onaardig om al in die 3de week van Januarie te wees en ons het vandag 'n nuwejaarspreek, begin van die jaar preek gehad. Dit voel onaardig, maar dis lekker om terug te kan wees. Ek het die feestyd baie gemis, maar ons is dankbaar ons kan weer skouer aan die wiel sit. En dan 'n voorspoedige en geseënde 2026 vir u elkeen word toegebid. Geliefdes, ons wil baie geluk sê vir die matrieks wat hulle uitslae die week gekry het en dan in besonder vir Maridien. Hulle is baie geheimsinnig as ek hulle vra hoe lyk die matriekuitslae. Dit is net goed en sal seker nou maar al die meer besonderhede hoor. Maar baie geluk met die uitslae, sterkte vir die jaar wat voorlê en al die studies wat jy gaan doen en al die dinge. Ons bid dat die Here jou ook sal lei en sal dra in dit, maar baie geluk. Al die harde werk het nou ook hulle vrugte afgewerp in dit. Geliefdes, dan is ons dankbaar vir oom Dani. Laasweek het hy die leespreek gedoen en in die afkondigings het hy niks daaroor gesê nie, maar hy is donderdag, Vrydag, so 'n bietjie onder die mes gewees waar hulle 'n paar van sy kankertjies uitgesny het en ons is baie dankbaar dat dit gaan goed en oom sê daar's nie pyn en seer en al die dinge nie, nog so 'n bietjie van die narkose se effekte, maar ons is ook dankbaar en ons glo daar sal volkome herstel wees na al die dinge. Geliefdes, dan en namens die kerkraad verder, kan u my kontak of die kerkraad indien daar huisbesoeke buite normaal is. Ons gaan weer voort met ons normale huisbesoeke, maar as u of iemand wat u van weet dit nodig het, kontak my asseblief. Dan wil ek net dankie sê vir oom Dani en oom Bennett wat in die tyd wat ek nie was nie vir ons die leespreke behartig het. Dit word waardeer. Oom Dani het laasweek gesê dit is asof hy hier voor die dosente gepreek het toe ek in die banke sit. Nou weet oom hoe voel ons elke Sondag as die ouderlingraad ons dophou. Maar baie dankie broers dat u bereid was en dat u dit gedoen het. Ons dank die Here ook vir daai genade. Broers, dan gemeente, ons het besoekers vanoggend hier. Dominee Martin, ek het vir die kerkraad gesê ek wil daarom so ietsie net vir oom hulle ook sê. Dominee Martin het die 31ste Desember van 2025 amptelik geëmeriteer. So hy's nou 'n afgetrede man soos wat hy daar sit, maar hy behou steeds sy status as dominee. Dominee Martin hulle is op pad Orania toe as die Here hulle ook seën en dra daarin. En ons wil vir dominee sê dankie vir al die werksaamhede hier in die ring. Sterkte vir die pad vorentoe. Ons bid die Here se seën vir oom en die familie toe, daar waar oom hulle ook gaan. Hy gaan so 'n bietjie boer met skape as ek reg is.
En terwyl hy daar bietjie boer met die skape, gaan hy die gemeente en die gemeenskap uithelp in hulle geestelike werk. So, hoewel hy nou hier emeriteer, het hy nog nie die mantel van predikant neergelê nie. Hy gaan nog steeds die Here se werk doen. So baie sterkte vir oom hulle, sterkte en mag die Here vir dominee julle ook seën daar in Orania. Liefdes, dan ons susters aksie, blomme en teebeerd vir die maand Januarie is week 2. Ons nooi almal hartlik uit om saam met ons ook 'n koppie koffie te kom drink en lekker saam te kuier. Verbondsonderrig begin vanoggend hier in die saal. Ons vra dat die kinders saam met hulle ouers en dan ook alle bereidwilliges wat as voogte gaan dien vir ons sal agterbly vir die opening. Die skool het ook die week wat verby is begin vir die nuwe jaar. Ons sê vir ons kinders baie sterkte en seën vir die jaar wat voorlê. Dan wil ons ook dankie sê vir almal wat Vrydag aand by ons fliekaand was. En besonder dankie vir Almarie met die reëlings. Dit was baie lekker geweest en ons sal weer so maak. Boodskappers vir die maand Desember, Januarie is in die saal beskikbaar. U kan 'n eksemplaar daar neem. En dan die kerkkalenders is ook in die saal vir die van u wat nog nie u kalender gevat het nie. Die name is opgeskryf. Kyk net en vat asseblief u kalender. Dan verjaarsdag vir hierdie week, die 18de, dis vandag, is Tannie Christa van Bouillon en Glenmarie de Tooy. En besonder vir vandag, baie geluk met julle verjaarsdag. Hoop dis 'n mooi dag vir julle. Die 22ste is Maridien Bekes en Eleanor Forster. Baie geluk vir julle ook. En dan die 24ste is oom Kobus Du Plessis en Gustaf Rousseau. Geliefdes, ons sê vir hulle almal baie geluk. Mag dit 'n geseënde dag en jaar wees en mag die Here vir julle nog baie spaar. Geliefdes, dis die afkondigings. Kom kuier lekker saam met ons, kom drink 'n koppie koffie. Ekskuus, ek het dit vergeet. Daar is deurkollekte ten bate van diens van barmhartigheid, so jy kan net by die bordjies by die deur ingooi. Geseënde dag verder, geseënde week. Mag die Here u ook die nodige rus hierdie dag gee vir die week wat voorlê.